Abraham avonture, Genesis 16, 'n ongeduldige glipsie. Baie van ons het gewoond geraak in 'n wêreldse kultuur waarin die grens tussen wat reg en verkeerd is, baie vaag geword het. Daar is selfs party wat meen dat daar nie meer iets is soos reg en verkeerd nie. Ons is bewus van die wet wat God vir sy volk gegee het, sodat hulle kan weet wat is reg en verkeerd. In party gemeentes word die wet elke Sondag gelees om die mense daaraan te herinner. Dit klink so in een van ons moderne vertalings. Exodus 20. Die Here het die volgende reëls vir sy ooreenkoms met die volk gegee. Ek is die Here. Ek is jou God. Ek het jou uit Egipte bevry waar jy slawewerk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of iets in die skepping probeer naboots om dit te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak wat lyk soos enigiets wat in die lug daarbo is, of soos iets hier op die aarde waarop jy bly, of soos iets in die plekke in die water onder die aarde, om dit te vereer soos God nie. Ek verdra dit nie dat jy in ander gode glo nie. Ek reken met almal af wat die rug vir my draai, selfs met hulle kleinkinders en agterkleinkinders. Ek bly getrou en my liefde bly altyd staan vir duisende geslagte lank, vir almal wat lief is vir my en aan my gehoorsaam is. Jy mag nie die Here jou God se naam sommer so gebruik nie. Die Here sal elkeen straf wat sy naam gebruik sonder dat hy respek vir die Here het. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank met jou werk aangaan en jou met jou alledaagse dinge besig hou. Die 7de dag is die Here jou God se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee en die buitelander wat by jou bly, nie een van hulle mag op die 7de dag met elke dag se werk aangaan nie. Die Here het die lug, die grond en die see met alles wat daarin bly binne 6 dae gemaak. Op die 7de dag het die Here gerus. Die Here het daarom van die 7de dag iets besonders gemaak en dit vir hom eenkant gesit. Jy moet respek hê vir jou pa en jou ma. Jy sal dan lank en gelukkig leef waar die Here jou laat bly. Jy mag nie iemand anders doodmaak nie. Jy moet nie ontrou wees aan jou man of jou vrou en by iemand anders slaap nie. Jy moet nie iets steel nie. Jy moet nie vir ander mense lieg en hulle bedrieg nie. Jy moet nie afgunstig raak op iemand anders se besittings nie. Jy moet nie wens dat sy vrou of sy werkers, sy bees of sy donkie eerder aan jou behoort het nie. Jy moet nie jaloers wees op die dinge wat iemand anders het en dink dat jy dit eerder moes besit het nie. Oh, don't worry. People are smart enough to not need more than this to behave from now on. Famous last words. As dit maar waar was, het ons wêreld nie vandag gelyk soos hy lyk nie. Dalk is die mens nie so slim soos hy voorgee om te wees nie. Die idee dat daar 7 dodelike sondes bestaan het gewild geraak in ons eeu, maar het baie ander dinge uitgesluit waaroor die mens gestruikel het. Die 10 gebooie is afgewater, na al minder en minder sodat die moderne mens later nie eens meer weet wat is reg en verkeerd nie. In die middeleeue het die Katolieke Kerk die aflaatstelsel ingestel, waar jy 'n sekere bedrag geld moes betaal, dan kry jy 'n briefie wat jou vryspreek van jou sondes. The idea is simple. You pay us money, and all your sins disappear. It's just like purchasing carbon offsets. Party kerk het 'n biegokkie gehad waarin jy jou oortredings kan opnoem en vergifnis kan kry. Forgive me, Father. First I didn't pray at all because I spent all my time behind my computer, smartphone, tablet and TV screens. Now I come here and confess these sins behind another screen. Martin Luther het eendag geskryf oor hoe die geestelike lewe werk. The whole Christian life is a life of repentance. 'n Christen se hele lewe is 'n lewe van bekering. So, you're saying that if I truly repent, all my sins will be deleted? Vra die ouetjie sy priester. Dis 'n gedagte wat vreemd val op moderne ore, want dit impliseer skuld, iets wat ons nie graag erken nie. Dit praat van om ons optrede te verander, die transformasie van ons gewoontes, wat nie maklik is die meeste van die tyd nie. As jy parfuumwinkels sou besoek, is jy nie te verbaas as die meeste van die titels verband hou met verbode sondes nie,
so asof al daai reuke sleg is vir jou. Party van ons is selfs geleer dat bekering iets is wat net eenmal gebeur, die oomblik as jy Christen word. So hoekom het Martin Luther dan genoem dat 'n Christen sy hele lewe 'n lewe van bekering is? Miskien is daar 4 moontlike antwoorde. Eerstens, sonde bly 'n probleem in 'n Christen se lewe. Alhoewel party mense dit sal ontken, vertel die Bybel en ons ervaring vir ons dat solank as wat ons in hierdie gevalle wêreld woon, ons sal sukkel met sonde op een of ander manier. Ons kan dit nie ignoreer nie. Maar dis nie net die gevalle wêreld nie, dis ook ons gevalle natuur wat met ons bly. Hierdie punt word gedebatteer op verskillende maniere in evangeliese sirkels. Op een of ander manier bly ons basiese sondige natuur deel van ons, selfs nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons wedergebore is. Ons hou aan om te sukkel met sonde en sal altyd aanhou worstel met sonde. Alle Christen is regverdig verklaar deur God weens Jesus se perfekte regverdigheid, maar is steeds sondig. Sonde word onttroon deur Christus aan die begin van 'n Christen se lewe, maar word nooit totaal uitgewis in hierdie lewe nie. Geen gelowige het alle sonde oorwin in hierdie lewe nie, en die proses van heiligmaking is onvolledig totdat ons uiteindelik sou opdaag in God se teenwoordigheid in die hiernamaals. So, the afterlife comes with a big TV screen, huh? What kind of programs? The As You Were show present every time in your life you could have made a positive change but chose not to. That's pretty depressing. What else? The What If show. You get to see all the good things that would have happened if you had made the right choices. Die ou begin onraad vermoed. This isn't heaven, is it? Die feit dat sonde steeds met ons is tot vandag te behoort ons nie te ontmoedig nie. Net hulle wat glo in sondelose perfeksie sal teleurgestel staan om te ontdek dat niemand sondeloos is in hierdie lewe nie. Hulle ook nie. Kan jy een sondelose Christen se naam noem? Nee, ons dink party is baie naby daaraan, maar steeds kry ons dit reg om gereeld die verkeerde te doen. Tweedens, die enigste manier om te groei is om volle verantwoordelikheid te aanvaar vir jou aksies. Ek is die oorsaak. Dit was my keuses wat my tot hier gebring het. Ek is die enigste een wat geblameer kan word. Ons lewe vandag in 'n moslimkultuur waar daar geen persoonlike verantwoordelikheid bestaan nie. As iets skeefloop of nie uitwerk nie, is dit gerieflik hulle God se skuld. Die fatalistiese vinger kan maklik gewys word na hulle God om vry van 'n saak af te kom. Jy hoor dit in elke tweede sin waar hulle God blameer vir hulle tekortkomings. En daar bestaan selfs vandag 'n teologie onder Christene wat sê dat jy geen persoonlike verantwoordelikheid het vir jou doen en late nie. En ons entoesiasme om ons identiteit in Christus te beklemtoon, word die realiteit van sonde geïgnoreer, sowel as die gelowiges se verantwoordelikheid met dit. Die skrif leer vir ons dat alle gelowiges sondig en persoonlike verantwoordelikheid moet aanvaar vir hulle eie gedagtes en optrede. Dit help niemand deur te sê, dit was nie ekie, wanneer sonde plaasgevind het nie. Romeine 3 stel dit so, almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle. Dis ook nie behulpsaam om voor te gee dat dit die duiwel was wat na ons gekom het met sy versoekings en ons teen ons wil meegesleer het nie. Ons sal moet erken dat ons diegene is wat gekies het om sonde te doen. Een skrywer is so ver gegaan om te sê dat gedagtes in depressie, onreinheid, selfsug en jaloesie is nie my gedagtes nie. Hulle kom van die duiwel, die ou veroordelaar. So 'n siening skuif die verantwoordelikheid van my sondige gedrag weg van my en blameer dan iemand anders of 'n vaal mag van sonde wat binne ons woon. Dit bots met hoe Paulus daaroor gepraat het in Romeine 7. Dalk is dit baie beter om en meer Bybels om te sê, ek het gesondig en ek neem volle verantwoordelikheid vir al my gedagtes, woorde en dade. Ek kan nie my omstandighede blameer nie, of my vriende of geliefdes nie, of die wêreld of die regering nie, of my vlees nie, of die mag van sonde in my nie. Why can't you take responsibility for your own actions, vra die regter. I blame my upbringing, is die ou se teenantwoord. Die inboemelaar spog. It's easy accepting responsibility for your actions when you never take any action in the first place. Nog ou betreur sy lot in die kroeg. I've got nobody to blame but myself. Does that sound fair?
Ek moet erken dat ek die een is wat kies om te sondig. Ek het dit gedoen, niemand anders het my gedwing om dit te doen nie. Nou moet ek die gevolge daarvan dra. Alle lering wat wegdraai van persoonlike verantwoordelikheid vir sonde, moet weerstaan word as onbybels. Selfs al is ons gered en in Christus, sal sonde steeds negatiewe gevolge inhou wat ons in die oë moet kyk. Vir elke aksie is daar 'n reaksie, het ons op skool geleer. Sonde het gevolge, konsekwensies. Dit is waar vir Christene en nie-Christene. Ons kan dit nie waag om voor te gee dat omdat ons volledig vergewe is deur die bloed van Christus, ons nou vry is van die konsekwensies van ons sonde nie. Sonde bring altyd pyn en lyding. Persoonlike sonde moet ernstig opgevat word en eerlik bely en erken word. Totdat ons nie ons sondes bely nie, sal ons nie floreer nie. Spreuke 28 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Solank as ons nie ons sonde bely nie, sal ons gebede verhinder word. En daar word dit so beleef. In Psalm 66, as daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Solank as ons nie ons sonde bely nie, sal ons lyding ervaar op elke terrein van ons lewens, persoonlik, fisies, emosioneel, geestelik en in ons verhoudings. Of soos die ou dit gestel het, die duiwel wys jou nooit op die gevolge van jou sonde nie. Psalm 32, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. In Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Veronderstel jy skiet 'n pyl vanuit 'n boog. Terwyl die pyl deur die lug trek, kan jy sê, o Here, vergewe my asseblief, maar daardie pyl is steeds in die lug en sal iets tref. Jou belydenis sal nie maak dat die pyl skielik in rook verander of verdwyn nie. Dit sal steeds iewers land. Remember when a sin was a sin and not a psychological disorder? Vra die ou. En vierens, daaglikse belydenis en bekering maak die deur oop vir geestelike groei. Hierdie daad van die siel produseer 3 positiewe dinge. Eerstens ontwikkel dit nederigheid en raak dit van trots ontslae. Tweedens skep dit 'n diep begeerte na die genade van God. En derdens forceer dit jou terug na die kruis vir die krag wat jy nodig het om in gehoorsaamheid aan God te kan wandel. As mens daarna so kyk in hierdie lig, maak Martin Luther se woorde sin. Die hele Christense lewe is 'n lewe van bekering. Dis nie negatief nie, maar positief. Want ons bekering forceer ons om terug te kom na God se genade vir die vergifnis wat ons nodig het. So iets het met Abraham gebeur. Slim mense kan soms baie dom dinge doen. Dis nie net waar van ons as individue nie, maar ook van groot manne en vroue in die geskiedenis en in die Bybel. Alhoewel Abraham gesien kan word as 'n voorbeeld van iemand wat in geloof geleef het, het dit hom nie weerhou daarvan om party baie dom dinge aan te vang nie. Ons het dit gesien in die skandelike episode in Egipte, toe hy gejok het oor sy vrou, Sarah, daar in Genesis 13. Maar dit was nog nie die domste ding wat hy aangevang het nie. Hierdie storie in Genesis 16 is waarskynlik sy grootste laagtepunt. Alhoewel God vir Abraham 'n seun en nageslag beloof het, het die jare verbygegaan en hy het nie 'n seun gesien nie. Sarah het nie vir hom enige kinders gebaar nie. Wat doen jy as God vir jou iets beloof het, maar die vervulling daarvan vind net nie plaas nie? Party mense mag dalk opgee op God en hef in eie hande neem, maar Abraham was 'n sterk gelowige om maar sommer net weg te loop vanaf God se belofte. Tog was Abraham nou al 85 jaar oud en Sarah is 75. Beide was ver verby hulle jaar om kinders te hê en is fisies nie meer moontlik om te glo dat 'n kind op die normale manier gebore kan word nie. Maar dalk wou God juis hulle kreatiwiteit toets. Sarah was meer as bereid om iets omtrent die saak te doen. Genesis 16. Na al die jare was Abraham se vrou Sarah steeds kinderloos. Uit frustrasie het sy haar Egiptiese slavin Hagar na Abraham toe gevat en gesê,
Die Here het my nie 'n kind van my eie gegee nie. So vat haar, slaap by haar en laat haar kind ook my kind wees. Vir Abraham was dit 'n uitstekende plan. Hulle was immers al 10 jaar in die land en nog niks het gebeur nie. Sara het toe haar slavin Hagar, die vrou uit Egipte, vir haar man Abraham as byvrou gegee. Sara se oplossing vir die probleem klink dalk baie vreemd vir moderne ore, maar dalk was dit nie so ongewoon in daardie dae nie. Die NIV Study Bible noem dit 'n antieke gewoonte om seker te maak dat daar 'n manlike erfgenaam is. Sara wou daardeur sorg dat haar probleem van kinderloosheid opgelos word. Sara kry nou volpunte vir kreatiwiteit en probleemoplossing. Sy kyk die probleem van kinderloosheid reg in die oë en maak vrede met die gedagte dat sy nooit kinders van haar eie sal hê nie. Haar voorstel val ook op vrugbare grond. Abraham het dadelik ingestem met Sara en toe sy Hagar na hom toe bring, was hy dadelik vuur en vlam om by haar te gaan slaap. Dit bring 'n vraag na vore. Hoekom het Abraham ingegee vir Sara se plan B skema? Miskien het hy besef dat hy nie jonger word nie. Dit het ook nie vir hom gelyk of God enigstens vinnig beweeg om sy beloftes na te kom nie. God het ook nooit gesê wie die ma van sy kind sou wees nie. Dit was immers 'n algemene praktyk in sy dae en dit was boonop sy vrou Sara se idee. Watter man sou nie enigiets doen om sy vrou gelukkig te maak deur vir haar 'n kind te gee nie? As hy dit nie op die normale biologiese manier kon doen nie, was haar voorstel dalk die perfekte manier. Ek dink nie Abraham het dit ooit oorweeg om by Hagar te gaan slaap op sy eie nie. Sara moes dit eers voorstel en goedkeur voor die hele ding sou gebeur. Een van die ou Hollandse skilders het hierdie toneel probeer skilder. Dit wys vir Abraham wat toekyk hoe baie lelike Sara vir hom die pragtige Hagar inbring. As jy sy gesigsuitdrukking sou bestudeer, is dit asof hy vir sy vrou sê, is jy baie seker dis so 'n goeie idee? Die skilder het een ding reg gehad en een ding verkeerd. Hy was verkeerd oor hoe Sara gelyk het, want ons weet sy was 'n baie mooi vrou. Hy was egter reg omtrent die feit dat dit haar idee in die eerste plek was. Abraham het op hierdie oomblik opgehou leef deur geloof. Beide hy en Sara het besluit om vir God so bietjie uit te help met hulle halfgebakte skema. Paulus skryf in Romeine dat die regverdiges deur geloof sal lewe. Wat beteken dit? Geloof is om te lewe sonder alternatiewe plannetjies en skelmstreke. Warren Wiersbe het 4 tekens genoem wat sal wys of iemand in die geloof leef. Die eerste is om gewillig te wees om te wag. Die tweede is om die eer van God eerste te stel. Derdens is om God se woord te gehoorsaam. En vierdens is om vrede en vreugde te ervaar aan die binnekant. Abraham en Sara het met al 4 tekens geval. Hulle was nie gewillig om te wag nie. Hulle het die eer van God uit die oog verloor. Hulle was nie gehoorsaam aan God se woord nie en hulle het nie langer vrede en vreugde aan die binnekant beleef nie. Op die oog af lyk dit of hulle plannetjies gewerk het, maar op die ou end, wat ons ook al doen op ons eie, sal ons die gevolge van moet dra. George MacDonald het dit so gestel: In whatever man does without God, he must fail miserably, or succeed more miserably. Abraham sou spoedig sy miserabele sukses beleef. Abraham het by Hagar gaan slaap en sy het 'n kind verwag. Hagar het toe hoogmoedig geword en Sara sleg behandel. Hagar het swanger geword en dadelik het sy hoogmoedig geword en skeef begin kyk na Sara. Wie kan haar blameer? Dit was duidelik, Sara het haar net misbruik om 'n baba vir haar man in die hande te kry. Die oomblik toe hulle saam geslaap het, het daardie daad 'n swangerskap veroorsaak wat 'n wig ingedryf het tussen man en vrou. Was dit egbreek? Ja. Selfs al het dit met Sara se goedkeuring en aanmoediging gebeur. Geen man kan met 'n ander vrou slaap sonder om 'n wig in die hart van sy huwelik in te slaan nie. So nou het Abraham 'n probleem op hande gehad. Hy het 'n ongelukkige swanger slavin gehad en 'n ongelukkige vrou Sara. Maar dinge sou spoedig nog erger word. Diep seer gemaak het Sara vir Abraham gesê: "Dis alles jou skuld. Ek verdien nie om so beledig te word nie. Ek het haar vir jou gegee, maar toe sy sien sy verwag, het sy my begin verag. Laat die Here tussen my en jou oordeel." Abraham het toe gesê: "Dis jou slavin, maak met haar wat jy wil.
Sara daartoe so sleg behandel, dat Hagar haar goed gevat en weggeloop het. Hulle slim plannetjie blaas nou in hulle gesigte op. Gedurende die 9 maande van swangerskap het hulle verhouding begin uitrafel. Hagar het Sara geminag en Sara het vir Hagar mishandel. Sara het nou vir Abraham geblameer. Niks goeds kon nou meer gebeur nie. Praat van 'n disfunksionele familie van die eerste water. Hierdie ding het gebeur weens die skelm plannetjies van 'n man en sy vrou wat nie langer kon en wou wag vir God nie. Hulle het gevoel dat hulle maar sake in eie hande moet neem. Hagar was as ware 'n onskuldige derde party voordat alles begin het. Nou kan Sara haar nie vat nie en Abraham word vasgevang tussen 2 woedende jaloerse vroue, 'n plek waar geen man ooit wil wees nie. Wie se fout was dit? Wie is verkeerd gewees? Daar is seker baie antwoorde op daardie vraag. Sara was verkeerd want dit was haar lawwe plan wat sy opgedroom en uitgevoer het. Abraham was verkeerd want hy het daarmee saamgestem. Beide van hulle was verkeerd deur nie langer vir God te vertrou nie. Hagar was verkeerd deur hoogmoedig te raak teenoor haar baas se vrou Sara. Sara was verkeerd gewees om haar swanger slavin te mishandel. Abraham was verkeerd gewees deur sy hande in onskuld te probeer was oor die hele affære. Hagar was verkeerd gewees deur weg te hardloop. Daar was baie blaam wat rondgegooi kon word. Almal was skuldig aan iets in die verhaal. Maar die grootste sonde was Abraham se. Hy was immers die hoof van die familie. God het direk met hom gepraat. Hy kon en moes nee gesê het in die eerste plek, toe die halfgebakte idee op die tafel beland het. Niemand het hom gedwing om met Hagar te slaap nie. In Numeri 32 sê, maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Galasiërs 6, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Spreuke 14, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Die kykens het na huis toe gekom vir die nag. Abraham en Sara het 'n slegte besluit gemaak, wat nou in hulle gesigte sou opblaas. Om met Hagar te slaap was nie deel van God se wil en plan nie. Om te wag vir die beloofde kind was God se plan. Maar hier word 'n kind gebore en sou die oorsaak wees van baie drama vorentoe. Wat sou God daaromtrent doen? In die volgende paar verse ontdek ons 'n wêreld van waarhede omtrent God se karakter. Hagar is misbruik en mishandel deur Abraham en Sara. In haar desperaatheid vlug sy woestyn toe terwyl sy steeds Abraham se kind in haar moederskoot dra. Alleen en vol van vrees en woede kry sy toe besoek van 'n hemelse boodskapper, 'n engel van die Here. En die Here deur sy engel vir Hagar by 'n fontein in die woestyn ontmoet. Dit is die fontein op die pad na Sur. Hy vra haar toe, Hagar, Sara se slavin, sê my, waar vandaan kom jy en waarheen gaan jy? Ek vlug van my eienares Sara af weg, het sy geantwoord. Die Here se engel sê toe vir haar, gaan terug na daardie plek toe waar jy nie wil wees nie. Gaan terug na jou eienares toe en doen wat sy vir jou sê. Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle nie getel kan word nie. Dit is opmerklik dat die engel van die Here vir Hagar gaan vind het, nie andersom nie. Sy was nie op soek na God nie, maar het teken wel 'n prentjie van God se genade wat uitgedeel word aan hulle wat in die knyp is. Toe die engel uitvra waarheen sy op pad was, het Hagar die waarheid uitgespoeg. Ek hardloop weg van my eienares Sara. Is op hierdie punt wat die situasie 'n verrassende wending neem. Ons sou verwag dat die engel simpatiek met haar sou wees en haar sou verseker van God se beskerming terwyl sy verder vlug. Maar die engel gee vir haar 'n boodskap wat sy nie wil hoor nie en wat waarskynlik vir haar swaar was om te sluk. Gaan terug na jou eienares en doen wat sy vir jou sê. Daar is waarskynlik baie redes hoekom Hagar die engel se woorde kon geïgnoreer het en ongehoorsaam kon gewees het aan sy opdrag. Sy het immers verdere mishandeling gevrees. Sy het ook onopgeloste woede teenoor Abraham gekoester, wat die pa was van haar ongemaklike toestand. Sy het geen begeerte gehad om terug te keer na 'n plek waar sy verder mishandel kan word nie. Sy het getwyfel aan God se wil en die wysheid van daardie opdrag. Om dinge erger te maak, het die engel geen verdere verduideliking gegee vir sy opdrag nie. Net, gaan terug. Sy kon gehoorsaam wees of ongehoorsaam wees.
Dikwels werk God se wil so. Die Here lei ons na 'n plek van besluitneming en nadat ons besluite vir ons eie persoonlike pyn en lyding gebring het. Partykeer sê God bly wanneer ons sou verkies om te gaan. Ander kere sê hy weer gaan wanneer ons sou verkies om te bly. Maar as ons ongehoorsaam sou wees teenoor God, sal dinge net erger word. Die engel spreek dan 'n profesie uit oor hierdie ongebore kind. Die Here se engel het ook nog verder gesê: Jy verwag en binnekort sal jy 'n seun hê. Jy moet hom Ismael noem. Dit beteken God het gehoor, want die Here het jou gehoor toe jy in jou nood geroep het. Soos 'n wilde donkie in die veld sal jou seun wees. Vry en ongebonde sal hy leef. Niemand sal oor hom heers nie. Teen almal sal hy hom verset en almal sal hom probeer tem. Met sy eie mense sal hy in vyandskap leef. Ismael sal 'n wilde donkie wees. Dit is nou nie juis 'n kompliment nie. In hierdie kultuur is dit baie groot belediging om iemand 'n donkie of die seun van 'n donkie te noem. Ek wonder wat het Hagar daarvan gedink. Vanuit die Engelse woorde word daar 'n portret vir ons geskilder van wie Ismael sou wees en hoe hy sal lyk. Onafhanklik, rof, 'n moeilikheidmaker, 'n vegter, iemand vol van woede, nie juis 'n populêre gewilde ou nie. Iemand wat goeie potensiaal het om in die tronk te beland. Maar God het hom geken en hom liefgehad en 'n plan vir sy lewe gehad. Die woord Ismael beteken God het gehoor. Tot vandag is daar twee groepe mense in die Midde-Ooste, die nasate van Isak en die nasate van Ismael. Die moslems beroem hulle daarop dat hulle afstammelinge van Ismael is. Tot vandag toe nog is daar 'n worsteling en geveg met mekaar, selfs na meer as 4000 jaar. Hagar het toe 'n naam vir die Here gegee. U is die God wat mense raak sien en vir hulle sorg. Vandag het ek God gesien wat my raak gesien het. Tot vandag toe noem hulle die fontein die Beer Lagai Roy. Dis die fontein daar tussen Kades en Beret. Hagar doen iets wat min mense nog gedoen het. Sy gee vir God 'n naam, sy noem hom El Roy, die God wat sien. Ek het nou die God gesien wat my gesien het. Hy is 'n persoonlike God wat kyk na al sy kinders die hele tyd. In hierdie geval is dit 'n herinnering dat God nooit sy oë van haar afgehaal het nie, selfs al was hy buite Abraham se gesigsveld. God kon vertrou word, selfs in die woestyn. Hagar het na Abraham en Sara teruggegaan. Na 'n ruk is haar seun gebore. Abraham het die kind Ismael genoem. Abraham was 86 jaar oud toe Ismael gebore is. Hierdie finale verse vertel vir ons dat Hagar so waar geluister het na God en teruggegaan het en geboorte gegee het aan Ismael. Dit spreek groot volumes van haar geloof in God. Hoekom sou sy dit waag om huis toe te gaan nadat Sara haar so sleg behandel het? Net God kon van haar so iets oortuig. En sy het vertrou in God gehad, dalk meer as Abraham en Sara. Sy het geglo dat sy God kon vertrou ten spyte van haar omstandighede. Sy het tot die slotsom gekom dat God se goedheid teenoor haar meer was as Sara se vyandigheid. Sy het geweet dat as God haar geroep het, hy heeltemal daartoe in staat is om vir haar te versorg. Corrie ten Boom, wat die Duitse konsentrasiekampe oorleef het, skryf: Die veiligste plek vir 'n Christen om te wees is 100% binne die wil van God. Vreemd soos dit gelyk het, was dit veiliger vir Hagar om terug te keer na Sara se wrede mishandeling binne die wil van God, as om verder te reis op haar eie en buite God se wil te leef. Daar was geen waarborge dat Sara nou beter vir haar sou behandel nie. Miskien het die mishandeling voortgeduur nog vir baie jare. Die menslike natuur vertel vir ons dat die mishandeling aangegaan het. En dit is maklik om te glo dat Sara se diepe jaloesie sou voortgaan en gedurig konflik sou veroorsaak. Ons los nooit die probleme van die lewe op deur weg te hardloop nie. Die meeste van ons het dit al probeer, een of ander tyd van ons lewens, maar dit werk nie. Die meeste kere vind groei eers plaas as ons die probleme vierkantig in die oë kyk en die bil by die horings pak. Het is ook interessant dat Sara en Abraham wel vir Hagar teruggevat het. Ek is seker Abraham wou haar terug hê, want sy het immer sy seun gedra. Sara wou haar dalk nie teruggehad het nie, maar hulle het haar ingeneem. Het God tyd gehad vir 'n arm slavin? Het hy omgegee vir 'n slawe meisie se baba? Sou God omgee vir hierdie slavin se kind? Ja.
Hagar se teenwoordigheid was 'n daaglikse vingerwysing aan hulle beide, weens hulle halfgebakte plannetjies en sonde. Hulle kon nie na haar kyk sonder om herinner te word aan hoe pateties hulle gefaal het nie. Die hele Christelike lewe is 'n lewe van bekering. Selfs die naam Ismael dien as 'n konstante stem uit die verlede, wat hulle daaraan herinner dat God die roepstem van 'n verwerpte slawe meisie gehoor het. In hierdie gedeelte is daar 'n waarskuwing omtrent ongeduld. Abraham en Sarah kon nie langer wag nie, en het toe die gevolge gedra van hulle sondige ongeduld. Meer as dit, die wêreld sou ly onder hulle ongeduld. Ons sien die nasies van die Midde-Ooste tot vandag toe nog met mekaar beklei, die afstammelinge van Isak en Ismael. Psalm 27 sê, stel al jou hoop op die Here, vertrou op hom, hou moed, wees sterk, moenie die handdoek ingooi nie, bly wag op die Here. Die gedeelte bevat ook 'n belofte omtrent God se soewereiniteit. Hy bly in beheer. Die naam Ismael beteken God hoor. Wat 'n vingerwysing was dit nie vir Sarah gewees nie, maar wat 'n troos was dit nie vir Hagar nie. Die naam El Roi beteken God sien. God hoor ons woorde en sien ons harte. Selfs al sou Isak die seun van belofte wees, het God ook vir Ismael liefgehad en sy oë het die wag gehou oor Hagar terwyl sy in die wildernis was. Psalm 139 sê, U is oral. Daar is nie 'n plek waar ek heen kan gaan waar U nie is nie. Ander vertaling sê, waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Die kort antwoord is nêrens nie. Selfs as sou jy hemel toe gaan, is God daar. As jy in die dood sou ingaan, is hy daar. As jy sou vlug na die uiteindes van die wêreld, hy is daar. Jy kan nie sy teenwoordigheid ontsnap nie. Want so gou jy jou bestemming bereik, sal jy agterkom dat God reeds daar vir jou wag. In ons fokus op Abraham en Sarah is dit maklik om te vergeet omtrent Hagar. Sy was hulle glipsie, die foutjie. Sarah wou haar nie langer daar gehad het nie, en Abraham kon dit nie bekostig om haar langer in sy tent aan te hou nie. Dus het Hagar weggevlug woestyn toe saam met haar verwerpte ongebore seun. Tog het God met Hagar gepraat en vir Ismael geseën. God het homself bekend gemaak aan die verwerptes van hierdie wêreld. God is lief vir al die Hagars van die wêreld. God het die underdogs lief. God openbaar homself op 'n spesiale manier aan die weeskinders, die weduwees, die armes, die behoeftiges, die huislooses, diegene wat swaar kry en in pyn verkeer. Hulle beleef 'n kant van God wat gerieflike, gemaklike mense nooit sal sien nie. Abraham en Sarah het 'n duur prys betaal vir hulle skelmplannetjies. Vir Hagar het haar vernedering en verwerping omgedraai na die seun van God. Jare later sou die ware seun van belofte eers gebore word, Isak. Daar is hoop en waarskuwings in hierdie verhaal. Ompaaie beteken nie doodloopstrate nie. God sien en God hoor. Hulle wat op hom wag, sal nie teleurgesteld staan nie. Don't worry, God is never blind to your tears, never deaf to your prayers, and never silent to your pain. He sees, he hears, and he will deliver. Here, ek het ook al baie dom dinge aangevang en gesien hoe dit boemerang. Dankie dat U my ken en steeds 'n pad saam met my wil loop. Mag my lewe 'n daaglikse bekering wees, 'n daaglikse terugkeer en oorgawe aan U. Ek het U nodig, elke dag, want ek bly 'n sondige mens, al is ek vergewe. Laat my lewe al meer verander word deur die Gees, sodat ek al meer eer en glorie aan U kan bring. Amen.